Bybels te neem en saam met te blaai na die boek van Josua toe. Na die boek van Josua toe en ons gaan daar saam lees net die eerste 9 verse. Ons boodskapreeks kom uit die boek van Josua uit. Die hele boek en vanoggend se boodskap, die eerste van 3 boodskappe handel oor Josua hoofstuk 1 tot 4. Maar vanoggend dan net hierdie kort gedeelte inleidend tot die boek van Josua. Lees saam met my en vers 1 sê, Josua hoofstuk 1. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê: My knegt Moses is dood, maar maak jou dan nou klaar. Trek deur hierdie Jordaan, jy en die hele volk na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn van die Libanon af tot by die groot rivier, die Efraat rivier, die hele land van die Hetiete en tot by die groot see in die weste sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor jou stand hou, al die dae van jou lewe nie, soos ek met Moses gewees het, so sal ek ook met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal die volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Vers 7. Wees net baie sterk en volmoed om nougeset te handel volgens die hele wet van Moses, my knegt, jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitwyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Vers 9. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Nou, ek moedig julle aan om hierdie eerste 4 hoofstukke 'n bietjie hierdie week te gaan lees en jouself mooi te vergewis met die agtergrond, die konteks tot hierdie boodskap vanmôre. Maar, liewe gemeente, vanoggend in die agtergrond van hierdie paar verse en dan natuurlik nou die eerste 4 hoofstukke, wil ek vanoggend 'n bietjie met jou gesels oor die tema wat die Here op my hart gelê het vir 2026 en dit is jaar van groei. 'n Tema wat letterlik soos 'n goue draad reg deur die Bybel geweef is. As ons net by 'n paar plekke stil staan in die Ou en die Nuwe Testament, dan sien ons van vroegste tye af hoe dat groei, die konsep van groei, ingebou was reeds van die skepping af, nê? Genesis 1 vers 11 tot 12. Ons sien van vroegste tye af dat groei die verwagting van God vir sy volk was. Deuteronomium 8 vers 2 tot 3. Ons sien dat groei in breë trekke die maatstaf eintlik is wat die Bybel gee aan geestelike volwassenheid. Hebreërs 5 vers 12. Groei was Jesus se verwagting van sy disippels, Johannes 15:2. En dit is ook die apostel Paulus se sentrale teologiese tema reg deur die sendbriewe. Ons lees daarvan in skrifgedeeltes soos Kolossense 1 vers 10 en ook in 2 Tessalonisense 1 vers 3. En dan sien ons ook later dat Paulus in 1 Tessalonisense 5:23 vir ons sê dat God se hart is dat ons moet groei in alle fasette van ons lewens, letterlik na gees, na siel en na liggaam, en daardie 3 fasette ontsluit natuurlik die totaliteit van ons menswees. En die rede waarom God wil hê ons moet groei, is sodat ons in staat sal wees om dit wat hy beloof het, dit wat hy bestem het van ewigheid af vir ons as mens, dat ons dit as sy kinders kan ontvang, dat ons dit kan dra, en dat ons uiteindelik dit wat die Here vir ons wil hê, ons erfdeel in Christus, dat ons dit verantwoordelik kan bestuur in die aarde, dat ons rentmeesters kan wees. Dis ons immer die mandaat van ons skepingsmandaat, is dit nie? Van die begin af, nee, wees vrugbaar, vermenigvuldig, vul die aarde, onderwerp dit in heers. Heerskappy, God wil ons met heers.
En hy het vir ons 'n wonderlike erfdeel beloof en hy wil hê dat ons daarin moet wandel elke dag van ons lewens. Maar wanneer ons die Bybel bestudeer, dan sien ons ook dat God 'n besondere werkswyse het met die mens. En dat God nie die mens sommer net vat van belofte tot in besit neem in een sprong nie. Vandag het ek die Bybel, ek lees die teks, lees die belofte en môre het ek die een of ander formule ontdek of die regte gebed gebid en dan neem ek die belofte net in besit nie. Maar ons sien daar is 'n proses van groei wanneer ons 'n bietjie meer holisties na die skrif kyk. Ons sien dikwels hierdie 3 fasette, die fase van belofte, die fase van vorming na die belofte en dan uiteindelik die fase van in besit neem, helaas. En dis teen die agtergrond van hierdie prosesse wat God ons as mens deurvat en die fases van groei wat ingebou is in die ganse raamwerk van die skrif, wat ons vir die volgende 3 weke 'n bietjie gaan gesels oor die onderwerp van groei en dat ons Josua, die boek Josua as raamwerk kan gebruik, want Josua is eintlik die boek van oorgange in die Bybel. Die boek wat ons help om te verstaan hoe God met ons werk in die verskillende fases van ons lewens en vanoggend kyk ons na die eerste fase en die titel van die boodskap dan is dat ons moet intree in hierdie belofte van die Here, in die erfdeel van die Here en dat ons die eerste tree gee in hierdie fases van groei of hierdie proses van groei wat God dan in ons lewens mee besig is. Nou goed, ons lees daar in die eerste 5 hoofstukke van die boek van Josua, waar die volk van Israel op die drempel van die belofte staan. Nou hulle is nog in die woestyn eintlik in 'n sekere sin nie meer in die woestyn nie, maar hulle het dit ook nog nie fisies in besit geneem nie. Kanaan, die beloofde land, die mure van Jerigo, die erfdeel wat reeds in Genesis hoofstuk 12, hoofstuk 15, 18, 26, 28 regdeur van vroegste tye van Abraham af beloof was aan hulle. Hulle staan hier op die voorpunt van die belofte, bykans 550 jaar later. 7 tot 8 geslagte later. En hier is 'n geslag wat op die punt staan om die beloofde land in te gaan en die belofte in besit te neem. En dan kom die Here en hy sê vir die volk die volgende. Hy roep vir Josua, die opvolger van Moses, en hy sê vir hom, luister, Josua en die volk terselfdertyd, hy praat met hulle. Hy sê, luister hier, Moses is nou dood. En dan sê hy, maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk na die land wat ek aan julle die kinders van Israel sal gee. Alright, so hier gaan 'n paar goed wees wat ek vir jou gaan gee vanmôre. Ek noem dit nuggets, nê? Goue stukkies goud wat jy kan neerskryf en wat jy notisie kan neem van. En die eerste ene is dit kom uit die teks uit. Die Here sê, trek deur hierdie Jordaan. En hier is die nugget. Luister mooi. Groei in ons lewens gebeur nie wanneer God praat nie. Dit gebeur wanneer jy en ek beweeg. Kan ek 'n amen kry? Sal help as julle 'n bietjie saam praat hier. Dis nie die biblioteek nie, dis die kerk, julle mag maar amen sê. En wanneer God hierdie volk roep, en ek wil hier met jouself vanmôre, want ek wil nie hê ons moet na die skrif kyk, is hierdie historiese gebeurtenis en ons vertel van alles wat hulle deurgegaan het nie. Ek wil hê jy moet vandag hierdie goed kan deurtrek na jou eie lewe toe. Sodat jy dit vandag kan gaan uitleef en toepas, want 2026, glo ek met my hele hart, is die jaar waarin die Here wil hê ek en jy fenomenaal moet groei. En wanneer God hierdie ouens roep en jou vanmôre om in te stap in die belofte in te stap in die proses, in die fase van groei. Onthou ek het gesê dat God neem ons nie sommer net van belofte na in besit neem oornag nie. Daar is altyd prosesse waarmee God werk in die skepping, in sy volk se lewe, in ons lewens as gelowiges. En wanneer hy hulle roep om in te stap, begin hy nie by waarheen hulle moet gaan nie, want die belofte was al reeds 550 jaar van tevore gemaak. Dit was deel van die volksgeskiedenis van Israel. Die kinders het om die tafels by die Pasga geleer van hierdie belofte van Abraham. Maar kom die Here
7, 8 geslagte later, en hy praat met Josua en die volk, hulle staan op die voorpunt om dit in besit te neem, en hy kom nie en herinner hulle aan waarheen hulle moet gaan nie, maar hy begin by die aankondiging van 'n oorgang. Wil jy met mooi luister daar vanmôre? Jy gaan so 'n bietjie gekleem by jou volle verstand moet wees, en jy gaan met luister vanmôre om alles te onthou en in te neem. Hy begin by die aankondiging van 'n oorgang. Hy sê, my knegt Moses is dood. Ek dink is redelik stating the obvious, nee. Hulle weet Moses is dood, maar hy kom en by die voorpunt van hierdie in besit neem, sê hy weer, my knegt Moses is dood. Die bekende stem, die groot leier is dood, en die vorige seisoen met hierdie woorde, sê hy eintlik by implikasie vir hulle, die vorige seisoen het tot einde gekom. En met hierdie een sin sê God eintlik vir die volk en vir jou en vir my vanmôre, ons kan nie die toekoms binnegaan terwyl ons nog aan die verlede vasklou nie. En hierdie boodskap vanmôre en al die ander boodskappe bou op die oujaarsaand boodskappe. Hulle is almal so, die Here het hulle vir my so in sarsie gegee. En die een laag van die huis word gebou op die volgende, en daarom moet hierdie boodskappe luister. Want dit was die boodskap van oujaar gewees. Die Here sê vanmôre, ons kan nie die toekoms ingaan. Ons kan nie 2026 ingaan as ons steeds vanmôre aan die verlede vasklou nie. Ons moet aanvaar vanmôre, en dis nie diep nie. 2025 is verby. Dit wat die Here verlede jaar gedoen het, al die slegte goed wat ons beleef het, wat ons oujaarsnag neergelê het, agtergelaat het, gesê het, hierdie goed gaan nie saam met my 2026 in nie. Selfs die mooi dinge wat die Here gedoen het, is alles verby, is water onder die brug. Ons kan dit nie weer leef nie, ons kan weliswaar dit onthou en daaruit leef, maar dis verby. En ek het ook gesê, dis een van die wonderlike dinge van 'n nuwe dag, van 'n nuwe week, en soveel te meer van 'n nuwe jaar, is dat ek is 'n voorstander van nuwejaarsvoornemens, is dat wanneer 'n nuwe dag gebreek het ek en jy die geleentheid om weer te begin. Ons het die voorreg om weer te probeer. En wanneer God met Josua praat hier, begin hy nie by om die kaart oop te rol en stede te benoem en slagordes op te stel en te sê, okay, goed, daai lappie grond gaan die kry en daai keer nie. Daai was reeds in die belofte vervat gewees. En baie van ons vanmôre, en ek wil dit inrol vanmôre, is soos ek sou 'n baie slegte lidmaat gewees het vir verskeie redes, wat ek nie vanmôre sal bekend maak nie, maar een van hulle is soos in, okay, kom net tot by die punt. Alright, asseblief. Okay, ek is reg vir 2026. Ek's reg vir die nuwe seisoen. Wat moet ek doen? Waarheen wil jy met toe gaan? Wat is die to-do list? Are we there yet? Is ons al daar? Maar dis nie hoe God werk nie. God begin nie daar nie. Hy begin nie by wat moet jy doen en waarheen moet ons gaan nie. Maar die woord sê, die teks sê vir ons, God begin by die begin van die oorgang, by die hart en die denke van die leiers en van die volk. Voordat hulle die beloofde land kan ingaan, begin God op 'n veel dieper plek as op die uiterlike how-to's en what-to-do's. En hy kom 3 keer in die teks en hy sê, wees sterk en baie dapper. Nou, wanneer die teks praat van wees sterk en dapper, praat hy nie van wat jy en ek moet doen nie, maar hy verwys na hoe God wil hê hulle harte moet posisioneer. Nee, hierdie spreek bo alles van 'n doelbewuste ingesteldheid. Hier's nog 'n nugget vir jou. Hoor mooi, God vra eers vir 'n hart wat vas staan, voordat hy voete soek wat vorentoe kan beweeg. As jou en my harte nie reg geposisioneer is vir wat God wil doen nie, gaan ons voete op een of ander stadium of moeg raak, of ons gaan omdraai en ons gaan opgee. God begin altyd by die hart van die mens, en hy begin altyd eers by die leiers, en daarna, en as ek praat van leiers, praat ek nie net van gemeenteleiers nie, ek praat van leiers van gesinseenhede, van besighede, van organisasies, waar ook al God leierskap daar gestel het, dis waar hy begin. En
die Here sê nie vir hulle wees sterk en vol moed omdat hy gedink het hulle is swak nie, maar omdat God weet dat Josua en die volk nie in iets niets kan instap met ou ingesteldhede nie. Julle kry die prentjie vanmôre. Hierdie ouens was 40 jaar lank in die woestyn gewees. Vir 40 jaar was Israel woestynmense gewees. Hulle identiteit was gevorm deur oorlewing, nie deur besit nie. Elke dag van hulle lewe het net gegaan oor vandag se manna, vandag se water, vandag se veiligheid. En vir 40 jaar het hulle geleer om te trek eerder as om te plant, om te skuil onder tente, eerder as om te bou. Hulle was gekondisioneer om te leer om te wag, eerder as om te regeer. Hulle was geleer om te oorleef eerder as om te leef. Alright. En soveel as wat die woestyn hulle lewens gered het, was dit nooit bedoel, luister mooi, om hulle toekoms te wees nie. En nou bring die Here hulle hier by die Jordaan. En hy bring hulle nie net by 'n nuwe plek nie, maar hy bring hulle ook by 'n nuwe manier van dink. En ek wil vanmôre vir jou sê, en jy met die dots connect vanmôre in jou eie lewe, jy en ek kan nie ons beloofde land ingaan as ons nog 'n oorlewingsmentaliteit het nie. Ons kan nie ons belofte in besit neem as ons nog met ou ingesteldhede wil leef nie. Ons kan nie 2026 groei en dit in besit neem wat oor almal van ons lewens uitgespreek is in die woord en individueel. Is baie van ons wat vanmôre hier sit wat individuele woord van die Here gekry het. Maar ek wil vanmôre vir jou sê dat om te groei en in besit te neem vra 'n ander ingesteldheid. Ek kan nie meer vra net hoe kom ek deur vandag nie, maar eerder hoe leef ek in dit wat God vir my beloof het. Ek staan vanmôre op, kom kerk toe, opgewonde in my hart, en ek weet nie of ons in die huis oor iets gepraat het nie, maar die woorde kom uit my mond uit. Ons leef die belofte. Dit waarmee ons vandag besig is. Besef jy, we are living the promise. Die feit dat ons hier is, die feit dat ons die Here aanbid, die feit dat ons in 'n lewende verhouding met hom kan staan, en om vorentoe te gaan, om te groei hierdie jaar, moet ons met 'n ingesteldheid leef van, ek leef in dit wat God beloof het. Dis 'n ander ingesteldheid as 'n woestyn ingesteldheid. God neem hulle nie net uit die woestyn uit nie, maar God wou graag die woestyn uit hulle uithaal. En is ewe van toepassing vir ons as kinders van God vanmôre. Hoeveel van ons, en ek sal by myself begin, dikwels kry ek myself dat ek terugval na ou patrone van dink, ou patrone van leef. Die ou mens wat Paulus sê wat saam met Christus gekruisig is en nie meer leef nie, nê? En die manier waarop ons kyk na ons lewens, die manier waarop ons dink oor onsself, die manier waarop ons dinge aanpak in ons lewens, nê? En die teks sê vir ons, die volk moes leer om te dink soos erfgename. En ek wil vanmôre vir jou sê, my broer, my suster, dit is waar groei begin. Groei begin in ons denke. En ek wil dit weer sê vanmôre, jy kan nie 'n nuwe seisoen instap met ou denke nie. Jy kan nie instap in God se toekoms terwyl jy nog leef vanuit gister se vrese nie. Jou en my gedagtes moet vernuwe word as ons wil groei na die beeld van Christus toe. Laat my dink aan die film. Ek is nie 'n groot fliek ou TV ou nie, maar so af en dan kry die kinders ons om 'n movie te kyk. En ons het hierdie week ons 'n film gekyk. Weet nie of julle hom al gesien het nie. Die film se naam is Central Intelligence. Kan ek 'n bietjie sien wie het hom al gekyk? Central Intelligence. Moenie 'n nota maak nie. Ek sou dit nie heeltemal aanbeveel nie. Maar julle almal ken vir Dwayne Johnson, hè? Hy groot gespierde ou, nee. Hy speel Bob Stone in die film. Nou op skool was Dwayne Johnson was hy oorgewig. Hy was
verneder, hy was gepik, hy was geboelie, die cool kinders het die hele tyd met hom die spot gedryf, en, maar, hy is toe nou uit die skool uit, en 20 jaar gaan verby, en een aand, terwyl die e-pos sirkuleer vir die 20 jaar skoolreunie, maak een van die oudskooliere kontak met hom, iemand wat 'n vriend was van hom op skool, en langs die kort, hulle ontmoet mekaar, en toe hy vir Dwayne Johnson ontmoet, toe is Dwayne Johnson, toe het hy baie verander. Toe vind hy uit nie, Dwayne Johnson het 'n CIA agent geword, en hy het vir die afgelope 20 jaar, het hy vir 6 ure elke dag gegym, en die ou hy lyk indrukwekkend, nee. Uiterlik totaal verander. Maar wanneer hy later sy ou boelie van skool weer teekom, gebeur daar iets kragtigs binne in hom, nee. Vrees oorweldig hom. Sy selfbeeld val terug. En in die spieël sien hy homself nie soos hy nou is nie, maar hy sien homself letterlik soos wat hy was 20 jaar terug toe hy op skool was, nee. Oorgewig, bang, skaam. Sy liggaam het gegroei, sy posisie het verander, maar sy ingesteldheid het agtergebly. En dis presies wat met Israel gebeur het. En daarom, voordat hulle ingaan, begin die Here by 'n oorgang en nie by 'n plek nie, want hy het geweet dat as hulle innerlike ingesteldheid nie verander het nie, sou hulle nooit die belofte in besit kon neem nie. Hulle sou oor die Jordaan gegaan het, geleef het in 'n land van belofte wat oorloop van melk en honing, maar hulle sou met 'n slawe woestyn mentaliteit geleen het, and they would forfeit the promise of God. Nou, sonder om die gedagte te lank uit te rek en die preek te lank te maak, dit word vir ons in die sielkunde, word dit vir ons beskryf op verskillende maniere. Daar is 'n Amerikaanse sielkundige, Carol Dweck, professor van sielkunde aan die Stanford Universiteit, wat bekendheid verwerf het, verskoon tog, met haar mindset theory. En sy praat van 'n fixed mindset waarmee meeste mense deur die lewe rondloop. 'n Fixed mindset klink so: ag, ek is maar net so. Ja, ek hoor ouens praat van ek is so gebore en so laat staan. Nee, ek kan nie regtig verander nie. Ag nou, dis nou maar hoe ek gemaak is, nee. Laat my dink aan Gideon, Rigter 6, nee, waar die taal wat hy gepraat het, sy denkwyse verraai het, toe hy sê, God sê vir hom, Gideon, dapper held. God kyk na hom, hy sien 'n dapper held. Hy sien 'n mens met onnoembare potensiaal. Hy sien 'n mens wat hoogtes kan bereik, wat die wêreld kan impakteer. En dan antwoord Gideon en hy sê, ag Here, my stam is die swakste. Ag Here, ek is die geringste. Ag Here, waar is al die wonders waarvan my voorgeslagte gepraat het? Ek het dit nie gesien nie, nee. Dis die een deel van hierdie teorie, 'n fixed mindset. Ek kan nie verander nie, ek is wie ek is. Ag, ek kom nou maar daar van brakpan af. Ek wou gesê welkom, maar Karen, Daniel is nou hierson. Nee. Right, versus 'n growth mindset, wat sê, ek kan leer. Ek kan verander. Ek kan groei, ek kan ontwikkel, en daarom neem ek verantwoordelikheid vir my lewe. Want as ek nie verantwoordelikheid vir my lewe in my besluite neem nie, wie gaan? En ek kies om uit te beweeg en vorentoe te beweeg met 'n growth mindset, en ek aanvaar dat uitdagings in die lewe is deel van die groeiproses van my lewe. As jy dink jy gaan groei sonder uitdagings, nou ja, dan gaan jy aan die einde van 2026 weet presies waar jy vandag is. En dan gaan volgende week met jou praat oor breek deur. Hoe breek ons deur hierdie goed in ons lewens? En vandaar haar kernaanhaling: people don't fail because they lack ability. Luister mooi, they fail because they believe their ability is fixed. Ek gaan dit weer sê, dis 'n nugget. People don't fail because they lack ability. They fail because they believe their ability is fixed. Daarom kom Paulus in Romeine 12 vers 2, die ganse strekking, eerste 11 hoofstukke, kom hy en hy vertel ons
wat Christus gedoen het. Hy vertel ons wat behoort tot die ou natuur, waaruit Christus ons gehaal het, hoe hy homself in die skepping geopenbaar het en hoe daardie realiteit 'n werklikheid in ons harte en lewens geword het. En dan kom hy in Romeine 12 vers 2 en hy sê, daarom dan, word nie gelykvormig aan die wêreld nie. Do not be formed according to the patterns. Die woord wat gebruik word daar verwys na 'n denkwyse. Do not be formed according to the patterns of the world. Moenie dink soos vir die wêreld dink nie. Moenie langer dink aan wie jy was nie, jou ou identiteit nie. Hy sê, maar daarom word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Metanoia, dis die woord in die grondtaal vir bekering. Dink anders. Draai om. Jy het in hierdie manier geloop en op 'n bepaalde manier gedink oor hoe jy is. Maar God sê iets anders oor jou lewe. En hier is die realiteit vir jou en my. As jy hierdie jaar wil groei, gaan jy eerstens moet begin dit aanvaar wat die woord van God oor jou sê. En ons het nie tyd vanmôre om te preek daaroor nie. Dis 'n preek op sy eie. Maar die vraag wat ek jou vanmôre kan vra is, as jy in die spieël kyk, wat sien jy? Sien jy nog die ou mens? Sien jy die Dwayne Johnson, of sien jy die ouetjie wat gespot was op skool, of sien jy vanmôre die feit dat jy 'n erfgenaam in Christus is? Kom kerk. Ek weet ek praat met iemand hier vanmôre. Sien jy jouself vanmôre as 'n nuwe skepsel? Sien jy jouself vanmôre as die een wat Paulus sê in 2 Korintiërs 5, hy sê, daarom toe jy in Christus gekom het jy 'n nuwe mens geword. God het hier in jou geesmens iets kom verander. Die wonder van wonderwerke het plaasgevind die dag toe jy wedergebore is. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Besef jy vanmôre dat jou ou dinge het alles verbygegaan. Jou sondes is nie net weggewas en vergewe nie, maar God het jou 'n nuwe natuur gegee. En in daardie nuwe Christus natuur wat binne in jou is, leef alles wat onvolmaak was tot en met die dag van jou wedergeboorte. Besef jy vanmôre, leef jy met die verstand dat jy vry is? Besef jy vanmôre dat die woord sê as jy vry is van sonde, dat sonde nie meer hou vas het op jou lewe nie? Besef jy vanmôre dat die woord sê jy is verlos? Jy is geregverdig. Jy is nie meer 'n sondaar nie. Amen, dis net een wat lyk my die openbaring het. Hoor jy vanmôre, jy is nie meer 'n sondaar nie. En die manier waarop jy jouself sien, sal bepaal hoe jy lewe. Besef jy vanmôre die woord sê, in Christus is jy geheilig. Jy is vanmôre meer as 'n oorwinnaar, daar's niks wat jy vanmôre kan face in jou lewe. Daar's nie 'n ding wat nie oor jou pad kom waar God nie vir jou die uitkoms en die oorwinning kan gee nie. Glo jy vanmôre, en ek kan aangaan, dat jy tot alles in staat is deur Christus wat jou krag gee? Glo jy vanmôre dat jy geroep is deur God? Kom ouens, waar is ons studente? Jy's geroep deur God. Jy's nie deur mense geroep nie. Jy's nie deur 'n denominasie geroep nie. Jy's deur God geroep. Jy's gered, jy's aanvaar, jy's geliefd. Ons moet leer om te dink soos erfgename. Dis waar dit begin. As ons nie leer om te dink soos erfgename nie, gaan ons in 'n beloofde land kom en ons gaan leef in die belofte soos slawe. Dis die eerste ding wat die woord vir ons sê. Ek hou die tyd op. Die tweede ding wat die Here sê die leiers en die volk moes doen voordat hulle oor die Jordaan gaan en voordat hulle voete in hierdie water sit en hierdie belofte van groei in besit wil neem, is dat die woord sê in Josua 3 vers 5 die volgende, hy sê verder het Josua aan die volk gesê, heilig julle, want môre sal die Here wonders onder julle doen. Heiligmaking is nog 'n tema wat reg deur die Bybel loop. En toe ek 'n prentjie moet soek om heiligmaking uit te beeld, kom ek agter, maar heiligmaking is 'n baie abstrakte term. Maar die onderwerp van heiligmaking word in die Bybel in die mees konkrete en praktiese terme beskryf. Ek kan nie glo ek het nie 'n prentjie gekry nie. Heiligmaking. Nou vir Israel het dit baie dinge prakties geïmpliseer. Hulle moes hulle self seremonieel reinig. Hulle moes hulle self voor die Here stil maak, hulle self verootmoedig voor die Here. Hulle moes hulle harte rig op hom om hulle harte te stem tot hernieude gehoorsaamheid. Hulle moes hulle self as ware deur heiligmaking en afsondering voorberei op die teenwoordigheid van die Here. En wat beteken dit vir ons? Die woord van die Here sê vir ons,
dat in ons lewens beteken dit, dat as ons wil groei vanmôre, dan beteken dit dat ons harte, ons lewens moet posisioneer deur heiligmaking vir groei in die Here. Right? Heiligmaking is nie, of die belofte is nie die beloning vir heiligmaking nie. Of kom ek stel dit so, God se krag in ons lewens is nie afhanklik van ons heiligmaking nie. Kom ek stel dit eerder so. Maar wanneer ons heilig leef, posisioneer dit ons, sodat God se krag deur ons lewens kan vloei. Wanneer ons heiligmaking nastreef, dan maak dit ons geestelik perceptief, soos wat die Engels sê, dit maak ons gees wakker, nê? Paulus kom in Filippense en hy sê, nie Filippense nie, 2 Timoteus 1, hy sê, in die Engels hy sê, therefore, then fan the gift of the Holy Spirit into flames. Hoe laat ek die Heilige Gees in my binneste 'n vuur word, 'n werklikheid word, 'n aktief werkende realiteit in en deur my lewe? Die woord sê vir ons deur heiligmaking, deur die Heilige Gees in ons lewens nie te blus en te bedroef, deur sonde in ons lewens te akkommodeer nie. Is julle met my vanmôre? Therefore, fan the gift of the Holy Spirit into flames. Wanneer ons heiligmaking nastreef, sê die skrif, ontketen dit nie net 'n geestelike vuur en passie en krag in ons lewens nie, maar veroorsaak dit dat ons met 'n verwagting begin leef na dit wat God in ons lewens en deur ons lewens kan doen. Heiligmaking ontsluit eerbied vir God, vrees vir God. Wanneer ek besef, ek leef nie meer vir myself nie. Ek is met Christus gekruisig, sê Paulus, en ek leef nie meer nie. Hoor wat sê, maar Christus leef nou in my. En die lewe wat ek nou leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad en sy lewe vir my gegee het. Nee, ek behoort nie meer tot myself nie. Ek leef nou vir Christus. Heiligmaking help my om in daardie vrees van God te kan leef. Ja, wanneer ek heilig leef, verwyder ek afleidings wat gehoorsaamheid verdoof van my lewe en wat die Heilige Gees blus. Skryf vir ons gou 2 Korintiërs 7 vers 1 op die bord. Hoor wat sê die apostel Paulus, hy sê, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Hoor jy, as jy wil groei in 2021, het jy nodig om jouself te heilig voor die Here. 2021, 2026. Ek wou sê iets is nou fout. My vrou kyk my weird aan, my dogter lag. Adrian se oë is net so, maar 2026. En dis hoekom ons die jaar begin het. Soos die volk van ouds met reiniging. Ons begin die jaar met heiliging. Dit was so belangrik geweest dat hulle die aansluiting nie soos enige ander gewone dag of seisoen kon hanteer nie. Hulle het besef dat God is op pad om iets buitengewoons te doen. Hoor jy vanmôre wat ek sê? Wil jy hê dat God iets buitensgewoons hierdie jaar in jou lewe moet doen? Wil jy buitengewone groei in jou lewe sien in 2026? My hand is eerste op, ek vertrou die Here daarvoor. Ek vertrou dit as 2026 afsluit, dat ek nie sal wees waar ek in 2025 was nie, en om die erns van my toewyding en my verbintenis tot hierdie groei in my lewe te sien, sê die skrif het hulle self geheilig voor die Here. Daarom het ons middernag by mekaar gekom. Daarom het ons profetiese aksies wat ons voeg by die einde van 'n ou jaar en die aanbreek van 'n nuwe jaar. Daarom het ons 'n jaar ingegaan met 21 dae van vas en gebed. Ons heilig onsself. Nie om die wonder te verdien nie, maar om gereed te wees om daarin te stap. Sodat al die gemors in my lewe, dat ek selfondersoek kan doen. En ek wil vir jou sê, 21 dae is 'n tyd van selfondersoek. Dis 'n tyd van
belydenis, van aflegging van sonde, van die verwydering van afgode en goed in jou lewe wat gaan verhinder dat jy groei in hierdie jaar. Dis nou die tyd wat die Here wil hê ons dit moet doen. Alright. Dis die tweede punt, die derde punt. Wanneer ons hier by Josua hoofstuk 3 kom, sien ons iets baie duidelik. En dit is dat God vra nie sommer blindelings vir die volk net om vorentoe te beweeg nie. Maar hy gee vir hulle baie spesifieke opdrag. En die opdrag was, die volk moes agter die Levitiese priesters en hulle moes agter die verbondsark aantrek. Nou, in die Ou Testament weet ons die ark was die simbool van God se teenwoordigheid. Die priesters en die Lewiete was draers van God se woord en leiding. Met ander woorde, hier is die derde punt. Om te groei moes die volk leer om agter God aan te beweeg. Broers en susters, hoeveel van ons jare wat ons begin, is maar net weer 'n pleidooi tot God, dat God in die nuwe jaar agter ons sal aanbeweeg. Ek begin die jaar met my lang lys van dinge, my ideale, my drome, en dit wat ek wil bereik, en dan vra ek die Here om dit te seën wat ek in die nuwe jaar wil doen. Dit beteken die Here loop agter jou aan. Hoor wat ek sê vanmôre. Die Here wil in 2026 hê dat ons agter hom moet aanloop. Die vraag wat ons onsself moet vra is, wat is op die hart van die Here? Wat is op die agenda van Jesus? Wat wil Jesus hê vir jou lewe vir 2026? Ons gaan nie begin by, Here Jesus, daar's 'n paar dinge wat ek graag in 2026 wil bereik, en ek vra dat U my sal seën. Nee, ons gaan dit omdraai. En ons gaan sê, die priesters en die volk moes agter die ark en die Lewiete aanloop. They needed to follow the presence of Jesus. They needed to follow the leading of the word of God. En as jy wil groei in 2026, gaan jy in die woord moet kom, en jy gaan by die voete van Jesus moet kom. Right, en ek sê dit nie hier uit die hoogte uit, asof ek alles uitgefigure het, en of ek alles reg doen nie, maar dis wat dit vir ons gaan vra. Hoe lyk dit prakties in ons alledaagse lewe? Kom ons kyk gou vinnig daarna. Terwyl ek oor hierdie gedagte gedink het, gepraat het met die Here daaroor, en ek besef dat so baie van my maande en jare en weke wat kom begin by Here, ek wil dit doen, en sal U my asseblief help, en sal U my seën. En dis eintlik maar net Jesus wat agter my moet aanloop. Maar hierdie jaar wil ek dit omdraai, en ek glo die Here wil hê dat ons dit as 'n gemeente moet omdraai. En daarom wil ek jou vanmôre vra, my boetie, my sussie, dat jy 'n eenvoudige ding gaan doen hierdie jaar, en dit is dat jy gaan tyd maak om by die voete van die Here te gaan sit, om tyd saam met Jesus te spandeer. Maar dat jy intentioneel gaan wees met wanneer jy met Jesus praat, dat jy vir Jesus pertinent sal vra, Here, in hierdie 3 areas van my lewe hierdie jaar, gees, siel en liggaam. Here, sê U vir my asseblief, in hierdie 3 areas, waar wil U hê, moet ek hierdie jaar groei? Waar wil U hê moet ek groei? Jy sien, is iets anders as die Here vir jou sê, luister, ek wil graag hê, jy moet in hierdie area van die lewe groei, versus, Here, ek dink ek wil 'n bietjie in hierdie area van my lewe groei. Dis heeltemal 'n ander invalshoek. En ek het begin in die oggende, en ek het toe die video uitgestuur het, het ek vir julle gesê, het ek die voorreg om in hierdie wonderlike kerkgebou elke oggend te sit. En ek wil jou aanmoedig om hierdie jaar dinge anders te doen by jou huis, om 'n plek te kry waar jy tyd kan spandeer saam met die Here, waar jy nie onderbreek word of gepla word deur iemand anders nie. Baie van ons is 'n huis opsette, het so geword dat ons eintlik maar net met Jesus so on the go tyd spandeer. Maar ons het nodig om tyd saam met Jesus te spandeer, en hier is die sleutel, hier is wat ek agtergekom het, is te veel van my tyd saam met Jesus gaan oor dit wat ek vir Jesus sê. Ouens, alles wat jy te sê het, weet hy klaar. Daar's niks wat jy vir hom kan sê wat hy nie weet nie. Wat jy nodig het om te doen, is om te hoor wat Jesus vir jou sê. En raai wat, Jesus wil graag met jou praat. Jesus wil met ons praat, so wat ek begin doen het, is maar net wat ek gedoen het, ek kom net uit my eie lewe uit met julle praat. Ek raak agter in die kerk,
trek ek vir my 'n stoel uit, en dan trek ek, voor ek gaan sit vir Jesus, ook 'n stoel uit. Sê ek, Here, goeiemôre, jy is welkom om te sit. En dan gaan sit ek om die tafel, en dan begin ek met Jesus praat. En al wat ek doen, is, ek vra vir Jesus, die hele tyd vra. Nou, ons sê altyd, wanneer ons in die hemel kom, wat is die eerste ding wat ons sal doen? Ons sal reguit na Jesus toe hardloop, en ons sal hom al die vrae vra, vir al die antwoorde wat ons nie op aarde gehad het nie. Is dit so? Ja. Here, hoe dit gewerk? Here, wat moes ek daar gedoen het? Here, ek wonder wat u wil was daar. Guess what? Hy leef binne in jou. Hy wil met jou praat. Hy wil nou vir jou die antwoorde gee. Hy wil nie jy moet wag tot jy eendag in die hemel kom nie. En hoe meer ek dit begin doen het, hoe meer het ek agtergekom. Jesus is baie meer gewillig om antwoorde te gee as wat ek gereed was voor om te ontvang. As er een of twee goeders wat ek nog vir Jesus wil vra, maar ek eis om te vra, want ek is baie, baie bang oor wat hy vir my gaan sê. En ek het 'n goeie idee wat hy vir my gaan sê. En ek dink dis hoekom ons dikwels al die praatwerk doen en nie luister nie, want ons is te bang en dalk nie gereed en bereid om te doen wat Jesus sê ons moet doen, wanneer hy vir ons die antwoord gee nie. En ek het met hom begin praat en hom gesê, Here, sê asseblief vir my, praat met Jesus. Om die tafel, soos sy disippels nog gepraat het. Here, ek het gesê, Gees, Here, hierdie jaar my geestelike lewe, Here, sê vir my, in watter area, u ken my binne en buite, watter area wil u moet ek groei in 2026? En hy het vir my gesê, tsap, tsap, tsap. En ek het 'n nuwe afpop dagboek, wat ou Jan hulle vir my gegee het, en daai eerste paar bladsye is al klaar volgeskryf. Maar hy skryf neer wat Jesus sê. Hy wil met jou praat, hy wil vir jou presies sê wat hy wil hê vir jou lewe, en ek skryf dit neer. Here, in my emosionele wêreld, Here, Here, ek wil so, help my asseblief net, Here, dat my gemoedstoestand nie geaffekteer en beheer en bepaal word deur die mood swings van almal om my en goed wat mense sê en goed wat mense doen nie. Here, asseblief anker my. Here, help my om en dis wat ek in my hart gevoel het, Jesus sê het, ek moet groei in, ek het nodig om te leer om 'n single-minded focus te hê op wat hy en sy gees vir my wil hê en nie die stemme van die mense wat om my skree en roep vir alles nie. En toe vra ek vir hom, Here, sê vir my, hoe moet ek dit doen? Toe sê die Here vir my, A, B, C, D, en ek skryf dit neer. En raai wat? Die slimste sielkundige kon daai goed nie uitgefigure het nie. Die goed wat hy vir my gesê het, is amazing, vir my. Liggaam, vra ek, Here Jesus, wat wil u moet ek doen, my liggaam hierdie jaar? En die Here het 'n klomp dinge vir my gesê, en ek het hulle almal neergeskryf, en ek het hulle daar neergesit. Alright, laaste ding, tyd is altyd teen my. En toe sê die Here vir my dit, sê vir my, alright, luister, is nou great. Here, ek het vir jou by die aansluiting van die Jordaan gebring, hier is die watertjies van die Jordaan, die magtige rivier, daar lê die lande daar voor jou, soos daai ou wat op die volgende prentjie staan, en hy kyk so oor die Jordaan, en hy kyk in die beloofde land in. Hy sê, maar raai wat, groei vind nie plaas wanneer jy hoor wat ek sê nie. Groei vind nie plaas wanneer jy die Bybel lees nie. Jou kennis word meer as jy die Bybel lees. Jy het nog nie gegroei nie. Hy sê, groei vind plaas die oomblik wat jy bereid is om die eerste tree in die geloof te gee. Broers en susters, luister hier vanmôre, beginsel in die Bybel. God wag vir jou en vir my om die eerste tree te gee. God moves through our faith. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Nader tot my en ek sal tot julle nader. Daar moet altyd 'n faith indicator wees, daar moet altyd 'n tree van geloof aan ons kant te gee, want Hebreërs 11 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. God vra vir jou om 'n eerste tree te gee, om te beweeg en jou voete in die Jordaanrivier te sit, en as ons die teks gaan lees, dan kom ons agter dat die rivier waar hulle was, het nie opgedroog, en toe het hulle deurgestap nie. Nee, die woord sê, die rivier het begin opdroog, die oomblik toe die priesters hulle voete in die water gesit het. Hoor jy wat ek sê vanmôre? As jy wil groei hierdie jaar, gaan jy in gehoorsaamheid moet reageer en beweeg op dit wat Jesus vir jou sê. Nie wat jy self uitgedink het nie, wat Jesus vir jou hierdie jaar sê.
En dan in die laaste plek sê die Bybel iets besonders. Toe die volk deurgetrek het, toe sê Jesus vir die volk, right, luister, julle het beweeg op wat ek gesê het, julle het die stap van geloof geneem, die riviers se water het gekloof, julle droogvoets deurgegaan, en raai wat sê hy vir hulle, hy sê, Josua sê vir die manne, hulle moet een verteenwoordiger uit elkeen van die 12 stamme van die volk vat, en hulle moet teruggaan in die rivierbedding in, en hulle moet elkeen 'n groot klip uit die rivier uit gaan haal. En dan moet hulle daai klip vat, en dan moet hulle dit terugdra na hulle slaapplek toe. Volgende slide, dis hoe dit lyk as jy 'n klip terugdra, nadat jy in gehoorsaamheid in die rivier was. Volgende slide, boys, daar sê, dis hoe dit lyk, as jy 'n klip terugdra na jou slaapplek toe. En hy sê, julle gaan elkeen 'n groot klip vat, en julle gaan hom terugdra na julle slaapplek toe. En raai, waarvoor was die klip gewees? Die klip, sê hy sê, Here, waarom sal ons die klip terugdra? Hy sê, dra hom terug, sit hom in die slaapplek, en later moes hulle nog 12 vat, en dit in die rivier gaan oprig. Hy sê, julle doen dit, sodat wanneer die kinders eendag vir julle vra, wat is hierdie klip wat in die middel van alles staan, dat julle kan sê, hierdie klip is om julle en ons te herinner. Nie aan dit wat die Here gesê het en wat ons gehoor het en wat ons gelees het nie, maar wat gebeur die dag toe julle in geloof beweeg het en in die rivier ingestap het en God begin het om 'n wonderwerk in lewens te doen. Luister hier vanmôre, baie van ons wat vanmôre hier sit, en ek sê dit met liefde, jou wonderwerk, jou deurbraak gaan nooit kom nie, want jy het nog nooit begin beweeg nie. Die rivier gaan nie kloof en dan gaan jy stap nie, jy gaan beweeg en God gaan jou geloof sien en daai geloof gaan daai wonderwerk in beweging bring in jou lewe. You grow when you go. You grow when you move. Dan beweeg die Here. Alright, nou hier is die great deel. En daarmee maak ek klaar, want ek sien julle oog gedip al vir my. Alright. Ek sê toe, Here, maar ons leef nou in die 21ste eeu. Waar nou? My vrou gaan nie toelaat dat ek 'n klip in die middel van in die slaapkamer inrol nie so graag as wat ek wil. Dis Bybels uit die aard van die saak. Sy gaan nie toelaat nie. Ek mag eers my kudu trofee in die kamer ophang nie. Hy moet in die jagkamer wees. Alright, so, en die Here, ek sê, Here, waar is daar hedendaagse, hoe wil ek dit in hedendaagse? En die Here sê, hy sê, julle het almal reminders nodig van die besluite wat julle geneem het daai dag by die Jordaanrivier. Broer, suster, ons staan by die Jordaan vanmôre. Besef jy dit? Jy staan by die Jordaan vanmôre. God vra dat jy besluite moet neem vanmôre. Gaan jy groei in 2026 of gaan jy bly waar jy was? En as jy besluit om te groei na gees, siel en liggaam, beteken dit terug na jou binnekamer, terug na die stoel, na die voete van die Here. Jy moet by Jesus gaan hoor, dat hy vir jou sê, en as jy daar by hom 'n besluit geneem het, gaan jy daai klip vat en jy gaan hom terugdra na jou huis toe, as 'n reminder van dit wat daar by die Jordaanrivier gebeur het. En die Here sê, al hoe julle gaan onthou van wat by die Jordaan gebeur het, is as julle klippe terugdra, en die klippe in ons lewens vandag, is mense. Volgende slide. Accountability. Ons het iemand in ons lewens nodig, wat ons gereeld kan herinner, aan die keuses wat ons gemaak het, by die Jordaanrivier, 2026. En accountability, beteken, dat ek bereid is, om my lewe oop te maak, vir iemand, vir die keuses wat ek gemaak het, en iemand die reg te gee, om my te help, om my groei te monitor, in 2026. Luister, as ons dit nie gaan doen nie, gaan al die voornemens wat ons vandag maak, gaan dit weer tot niks kom op die einde van die dag nie. En accountability partner is nie iemand, die hou sy verantwoordelikheid om jou accountable te hou nie. Jou accountability ten opsigte van jou groei in jou lewe beteken, dat daar tye is, in die maand of in die kwartaal, wat jy jou klip vat, verkieslike kleiner klip is daai ene. En dat jy iemand bel en sê, Anton, ek wil graag hoor of jy wil gaan koffie drink saam met my. En as ek en jy by die Wimpie kom, sit ons die klip op die tafel neer, ek gaan my klip neersit, wat soos 'n selfoonholder lyk. So 'n genuine klip. En ek wil jou vra om net te luister. Hierdie klip, solank as wat hierdie klip op die tafel is
gee ek jou die reg om te luister en my accountable te hou vir die groei wat ek onderneem die dag toe ek by die Jordaanrivier gestaan het. Daai klip gaan op my lesenaartafel hê, daai klip gaan in my huis op die eetkamertafel hê, daai klip gaan in die aande na my bedkassie toe gaan, want ek wil in 2026 groei en ek wil die beloftes van die Here vir my lewe in besit neem. Hoor jy vanmôre, daar's beloftes in jou lewe wat jy nie in besit gaan neem, as jy nie bereid is om jouself accountable te hou en elke dag herinner te word aan die besluite wat jy geneem het by die Jordaanrivier nie. So die vraag eintlik vandag terwyl ons afsluit is, wie sal jy toelaat om in 2026 jou accountable te hou vir die groei, vir dit wat Jesus in jou lewe. En as accountability dan net beteken dat jy gereeld by iemand sit en daai persoon jou vra, luister hierso, trek jy nog in die oggende die stoel vir Jesus uit? Ouens, dit werk. Genuine. Hy praat met jou. Ek is net so sin, en ek weet dit, ek's 20 jaar in die bediening. Maar soveel jare van my lewe het verbygegaan waar ek al die praatwerk doen en ek kom dit nou eers agter. Nog 'n preek, ek praat die hele tyd. Ek het nodig om stil te bly en te hoor wat Jesus sê. En ek het 'n vermoede daar's 'n paar aansluitings wat ek gloriously gemis het. Omrede ek nie gehoor het wat Jesus vir my sê nie. En Jesus wil jou lei. Hy wil jy moet groei. Hoekom? Sodat jy die belofte kan ontvang, kan dra. En dat jy God se verteenwoordiger in die aarde kan wees. Dis waaroor dit gaan vanmôre. It's not about you. It's about Christ in you and through you. Sluit gou jou oë vir 'n oomblik saam met my. Here, ek weet U wil hê ons moet groei. Dis die narrative van die Bybel. En Here, ek weet U wil hê ons moet aan die einde van hierdie jaar op hoogtes wees wat baie van ons nog nooit eers gedroom het om op te wees nie. Maar Here, ek weet in my eie lewe, die woord is waar, ons kan nie in besit neem as ons met ou denkpatrone die belofte wil inneem nie. En Here, vanmôre is dit die gebed van my hart, dat U ons sal help, dat ons langs die weg van accountability, Here, U het ons vir mekaar gegee, nie om oor mekaar te heers nie. Paulus sê, om medewerkers aan mekaar se blydskap in die Here te wees. Dat ons in hierdie jaar mekaar accountable sal hou vir dit wat U in ons lewe en dit wat U in ons gemeente en deur ons gemeente wil doen. Here, ons wil nie meer hê iemand agter ons aanloop. Ons drome dien, ons begeertes dien nie. Ons wil hoor wat op U hart is, wat is op die agenda van Jesus en ons wil agter U aanloop. Here, want ons weet as ons agter U aanloop, gaan ons groei en ons gaan groei totdat ons die volle grootte van Christus in ons lewens ontdek het. En dis heerskappy kind van God. Dis waar God jou en my wil hê. So hier is my uitnodiging aan jou vanmôre. En ek wil hê, kom ons staan gou op die voete, ons is klaar. Tyd het gevorder. Ek gaan nie meer jammer sê nie, maar ek weet die Here praat vanmôre, hy werk in harte en lewens. Right. Ek wil hê net daar waar jy staan met al die oë gesluit. Ek wil jou vra in 'n oomblik, wil jy nie vir Jesus vra? Wil jy nie vir Jesus vanmôre vra? Here Jesus, in watter area van my lewe wil U hê moet ek in 2026 groei? En ek wil hê met die eerste ding wat nou kom, hoor sy stem. Ek wil hê jy moet dit gryp vanmôre. Ek wil hê jy moet vanmôre by die waters van die Jordaanrivier, moet jy jou klip optel vanmôre. As 'n gedenksteen, sodat 2026 sal staan in die teken van groei. En dat die koninkryk van God deur ons ook sal groei. Hoor by die Here vanmôre, wat sê hy vanmôre? Alright, met al die oë gesluit. En nou wil ek jou vra vanmôre.
As die Here sê, dis die area waarin hy wil jy moet groei, nou wil ek jy moet vir Jesus vra. Met al die oë gesluit. Vra vir Jesus, Jesus, wat wil u hê moet ek doen om hierdie groei in my lewe moontlik te maak? Laat hy praat met jou. Hoor sy stem. Alright. En nou wil ek jou vra. Nou dat jy gehoor het in watter area jy wil jy moet groei, en hy dalk vir jou gesê het alreeds hoe jy dit moet doen. Nou is dit jou kans om te reageer, om te sê, Here, ek kies om vanmôre deur die Jordaan te gaan en te gaan doen wat U vir my gesê het om te doen. Met al die oë gesluit, kom ons praat met die Here. Net daar waar jy staan. Daniel, kom vir my vorentoe. Ons speel so 'n bietjie net op die klavier vir my. Net daar waar jy staan. Dankie, Here. Dankie, Here. Vader, nou wil ek kom en ek wil vir my boeties en my sissies bid. Ek bid dat hulle elke dag encounters met U sal hê. Here, ek wil spesifiek bid dat ons nie in die oggende sal opstaan en uit die blokke uit net sal wegspring met die take van die dag, maar dat ons sal tyd maak om by die voete van Jesus te sit. Praat met hom, deel jou lewe met hom. Vra hom, wat wil U hê moet ek doen? Here, hoe moet dit lyk? Here, wie moet my klipdraer wees hierdie jaar? Saam wie kan ek om die koffietafel sit en my klip op die tafel sit en sê, hoorie, hier's my storie, dis my journey met Jesus. En ek vra nie vir jou toestemming of ek vra nie vir jou vanmôre enigiets anders as dat jy net hier is en luister en my accountable hou vir dit wat ek en Jesus besluit het die oggend toe ons op die tafel gesit het nie. Hy wil jy moet groei. Hy het goeie dinge vir jou in storie die jaar. Hy wil nie jy moet langer op jou eie insig staat maak nie. Eie wysheid. Het gaan ver, maar dit werp nie vrug af in ons lewens nie. Hy wil jou in alles lei in 2026. Maar die sleutel is in jou hand vanmôre, jy het 'n keuse. Net jy kan deur die rivier gaan. En hy vra vanmôre van ons dat ons sal beweeg tot eer van sy naam. Kom ons aanbid hom net daar waar jy staan. Dankie Here. O Vader, U is waardig van die eer, daar is niemand soos U nie. En Here, dankie dat ons by die aansluiting by 'n soortgelyke teken kan kom aansit vanmôre. Die groot offeraltaar, die groot klip van Golgotha, waar die kruis gestaan het. Die baken deur al die eeue. As die kinders vra, maar waarom dan die tafel, sal ons antwoord wees, omdat daar 'n dag was wat God beweeg het. En toe hy beweeg, het alles verander. Hy het eintlik van ewigheid af eerste geïnisieer. Hy het reeds sy hand uitgestrek. Hy het reeds alles vir jou volbring. Die belofte is in hom. Dis opgesluit in hom en dis waar jy dit sal vind. Dis by sy voete. Dis by die tafel van genade. En hy het reeds sy voorneme aan ons bekend gemaak. In Christus Jesus het hy ons reeds geseën met alle geestelike seëninge in die hemele. Maar soms is dit 'n proses vir ons om dit in besit te neem. En hy wil hê dat jy alles hierdie jaar in besit sal neem wat in sy hart vir jou lewe is. But we have to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Oh yes, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me.
no turning back, oh, no turning back. Halleluja, ons loof U naam.